Ek stap eendag in 'n kar was in Appington en terwyl ek gaan sit en wag vir die oom om gou my kwitansie vir my te skryf nadat ek hom betaal het, sê die Here vir my, hierdie oom sukkel met 'n rugprobleem. Ek vra hom, oom, sukkel jy met jou larig? Hy sê vir my, ja, yes, hy sukkel verskriklik met sy larig. Ek sê, oom, moenie worry nie, miskien kan ek vir oom bid. En eers sê hy, nee man, is alright. Ek sê, oom, die ergste wat kan gebeur is nou absoluut niks nie. Hy sê, okay, is reg, ek kan vir hom bid, maar ek het 'n hoed aangehad. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar in die konservatiewe Afrikaanse kultuur het ons groot geraak dat jy respek vir die Here moet hê. En ek sê nie, jy moenie respek met hom hê nie, maar ek het al soveel keer gesien hoe 'n ou sy sigaret net agter sy rug hou en dan sy hoed afhaal en dan sê hy, nee, ek toon nou respek vir die Here. En daai twee sit nie altyd vir my saam nie. Maar hier is die realiteit, ek het 'n hoed daai dag aangehad en ek is nie 'n ou wat in godsdienst vasgevang is en dink dat my God so klein is, dat 'n hoed hom sal afgooi om nie iemand te help nie. En daai spesifieke dag sit ek my hand op hy oom se rug en ek sê, Vader, ek dank U in die naam van Jesus en ek bid vir hom. Terwyl ek vir hom bid, sê die Here vir my, haal af jou hoed. En ek dink vir myself, jou duiwel, jy sal nou vir my wragtig vandag, dat ek nou dink 'n hoed gaan in die pad staan van dit wat God wil doen en ek haal nie my hoed af nie. En toe ek amen sê ek, oom, toets gee jou rug. En toe hy opstaan, toe knak sy rug en hy buig vorentoe en is erger as wat dit was. Hy sê vir my, wat het jy nou gemaak? My rug is nou erger as wat dit was. Ek sê, oom, ek weet nie, maar kom ons bid nou maar nog 'n keer, jy weet. Ek skrik so groot want daar's niks fout. Hy was seer tot ek vir hom gebid het, toe dit erger as wat dit was. Ek bid my hand weer vir hom en die Here sê vir my, haal af jou hoed. En ek dink, jou duiwel, hoe sal ek my hoed afhaal? God is nie so kleinlik dat 'n hoed in sy pad sal staan nie. En ek bid, Vader, in die naam van Jesus en ek hoor weer, haal af jou hoed. En die oomblik toe ek my hoed afhaal, toe knak hy om sy rug en hy staan regop en al sy pyn is weg en hy is heeltemal genees. En ek dank die Here daarvoor, maar terwyl ek wegloop, sê ek vir die Here, Here, wat was dit met die hoed? En die Here sê vir my, omdat hy glo dat jy nie respek toon wanneer jy met 'n hoed bid nie, kon hy nie die genesing ontvang nie. En die oomblik toe jy die hoed afhaal, toe kon hy sy genesing ontvang. En ek besef van 'n oomblik, dis nie dat God 'n issue met die hoed gehad het nie. Dis dat God hierdie ou so baie respekteer het, dat hy my gevra het, asseblief haal jou hoed af, sodat hy my genesing kan ontvang. En baie keer sit ek en jy en dink hoe great ons is, en ja, God is nie kleinlik nie, en hy is nie. En ons raak arrogant met hoe dit is, maar dan kan ons iemand se hart mis, wat God werklik waar in belang stel, deur ons eie arrogansie om te dink dat ons 'n kind God is en ons kan maak wat ons wil. En ek wil jou vandag bemoedig om werklik die stem van die Heilige Gees te volg in elke area van jou lewe. Of dit is nou om 'n hoed af te haal en of dit nou is om met jou pad uit te gaan en iets stupid te doen wat nie vir jou sin maak nie. Omdat dit vir God belangrik is dat iemand anders 'n encounter met hom mag hê deur jou lewe. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat ons vandag U stem kan hoor, dat ons in die klein goed en in die groot goed gehoorsaam kan wees, en dat soveel mense deur ons lewens, as gevolg van ons gehoorsaamheid, U kan ontmoet. En Here, ek dank U so baie dat U belangstel in mense, dat U belangstel in die kleinste en fynste details van hulle lewe. En Here, dat U hulle raak sien en dat U 'n hart vir hulle het en ook vir genesing. En ek bid sommer nou vir elke persoon hierso wat dalk sit met 'n probleem in hulle rug spesifiek, in die naam van Jesus, dat U hulle sal aanraak, daar waar hulle nou sit en my stem hoor, dat daar totale volkome genesing in hulle rug sal wees, in Jesus se naam. Vader, ek prys U daarvoor vandag. Dankie Jesus dat dit tasbaar teenwoordig sal wees, dat hulle selfs 'n hitte in hulle rug sal voel en daar totale volkome genesing en verandering kan wees. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.